Daar is die bekende gelykenis in die Bybel wat Jesus vir ons vertel, oor die 10 maagde. En ek weet, daar's al talle boodskappe daaroor gebring, en daar's boeke daaroor geskryf, ensovoorts. Maar ek wil dit vanaand net weer aan jou en aan my hart voorlê. Jy sien, die 10 maagde was almal op pad na dieselfde bestemming toe. Hulle het presies dieselfde lampe gehad. Alles was dieselfde. Die een ding wat verskil het, was die olie wat in die lampe was. En ons is by ons gemeente besig om oor te praat oor die krag van die teenwoordigheid van God. En selfs in ons breë kerk praat ons oor die teenwoordigheid van God wat net moet terugkom. En weet jy wat, baie keer dink ons as ons iewers ons hart vir die Here gegee het, vul dit ons lampie op. En dit doen in 'n mate. En dan verwag ons, net soos die 5 dwaase maagde, dat dit moet hou tot die dag wat Jesus ons kom haal, tot die bruidegom kom, wat vir ons gesê word, en wat vir ons vertel word in hierdie gelykenis. Jy sien, maar dit is waar die verskil is, tussen die dwaase maagde en die wyse maagde. Jy sien, die opvul van die olie in ons lampe, is nie 'n eenmalige gebeurtenis nie. Dit gebeur nie net een keer, en dit hou my tot aan die einde van tyd, en tot wanneer Jesus kom om ons te kom haal, of ons kop neerlê nie. Jy sien, die hervulling van die olie is eintlik 'n daaglikse proses, wat ek en jy moet aanleer, en jy sien, want ons lewe wat ons in lewe, vat van ons, en dit vat van ons olie, en dit vat van ons blydskap, en dit vat van soveel van ons tyd. En op die einde van die dag moet ons lampe vol maak met olie op 'n daaglikse basis. En hoe doen ons dit? Deur daaglikse gebed, daaglikse tyd in die woord van God spandeer, daaglikse gehoorsaamheid aan die woord van God, daaglikse afhanklikheid van die Heilige Gees, en 'n daaglikse oorgawe aan God se Gees en aan sy woord. En as ons die goed doen, gaan ons lampe vol word. En as daar dan 'n geroep is om middernag, dat die bruilof gaan begin, die bruidegom is hierso, dan gaan ek en jy genoeg olie hê, want dit word vir my en vir jou 'n lewenstyl. Dis nie net 'n eenmalige gebeurtenis wat gebeur het in ons lewe, en ons moet verwag, dit moet hou nie. En eintlik is dit waaroor Jesus vir ons dit vertel, want hy wil eintlik 'n daaglikse verhouding met my en met jou hê. 'n Daaglikse verhouding, 'n daaglikse net erkenning dat hy ons Heer en ons Meester is. 'n Lamp wat nie daagliks gevul word, die gaan uiteindelik dood. Geestelike gereedheid gebeur nie per ongeluk nie. Dit word daagliks gebou. Luister wat sê Matteus 25 vers 13. Hy sê, waak dan, sê Jesus, omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die Seun van die mens kom nie. En mag ek en jy vanaand, na hierdie boodskap, net gaan voorraadopname maak en sê, Here, Heilige Gees, kom praat met my, soos koning Dawid Psalm 139 gesê het, Heilige Gees, kom sit die soetlig in my lewe, en kyk of daar 'n weg is wat nie vir u betaamlik is nie. Kyk wat is besig om my olie te steel, en as daar tekort is, Heilige Gees, kom vul my met die olie. En die vraag is nie vir my en vir jou, of ek en jy eenmaal olie gehad het nie. Die vraag is jou lamp vandag, is hy op hierdie oomblik wat jy my stem hoor, vol olie? En as hy nie is nie, het jy geleentheid om het vol olie te maak. En as die bruidegom kom, as die geroep daar is, sal jy reg en gereed wees, soos die 5 wyse maagde.